Om ons bid net 'n kort woordjie saam. Here Jesus, ons Here, U wat die woord was, reg van die begin af, uit die ewigheid uit, en by God was, en God is, sê Johannes 1:1. Here, laat U lig in ons harte kom, weer eens vanoggend, terwyl ons wag op U woord en U stem. U waarheid wat dieper sny as wat enige menslike wysheid kan doen. Daarom probeer ons nie eers menslike wysheid in hierdie gemeente nie. Ons kom nie eers daar nie. En Heilige Gees, U wat die skrif oopbreek, laat nie ons ore doof bly nie, Here, maar hervorm ons na die beeld van Christus Jesus, wat die brood van die lewe is, sê hy self. Voed ons daarom nou met hierdie lewende brood. Here, en in hierdie warmte, hierdie omstandighede van vanmôre in hierdie kerkgebou, bid ons, help ons om tog wel op U woord te fokus vir Christus se eer. Amen. Ons lees nou by vers 20 verder. Ons het verlede week gekom tot by vers 19, dis Matteus 11. En ons het gekom tot by vers 19 en nou gaan ons net rustig voort by 20. Dis Matteus 11 by vers 20 tot aan die einde van die hoofstuk. En dan sal ons, as die Here wil, Matteus volgende week laat rus vir 'n klompie weke en gaan ons terug na waar ons op die middel van September vir Exodus gelos het. Wie kan onthou by watter hoofstuk het ons Exodus laat rus? Die middel van September was dit gewees. Dit was hoofstuk 12, die instelling van die Pasga. So as die Here wil, gaan ons volgende Sondag dan voort by hoofstuk 13. En dan gaan ons 'n end weg met Exodus. Hy's baie lank, so ons gaan dan hom iewers weer breek en weer terugkom na Matteus toe. En so tussen hierdie twee boeke ry ons dan so wipplank vir hierdie jaar, of vir 'n groot deel van die jaar. Toe het Jesus, verskoning, ek wil net die skriflesing ook opneem. Dit is Matteus 11 en dis by verse 20 tot by 30. Toe het Jesus die dorpe waarin hy die meeste van sy wonderdade gedoen het, begin verwyd, omdat hulle nie bekeer het nie. Ellende wag vir jou Chorazin, ellende wag vir jou Betsaida. As in Tyrus en Sidon die wonderdade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as bekeer het. Maar ek sê vir julle, vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, dink jy sal tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal tot in die doderyk afdaal. As in Sodom die wonderdade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou hy tot vandag toe nog bly staan het. Maar ek sê vir julle, vir die land van Sodom sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge, dis die dinge wat nou net gesê is, vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Letterlik in die Griek staan daar, nie eenvoudiges nie, maar klein kinders bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Sien nie die kontras tussen die einde van 27 en die begin van 28? Wie sien daai kontras? Ons sal nou daaroor in detail moet praat, warm of nie warm nie. Tafelberg gaan maar sit vanoggend. Ons sal daaroor moet praat, want net in die een oomblik sê hy,
Ek wil my net aan sommige bekend maak. In die volgende oomblik sê, kom almal na my toe. Nou, hoe rym jy dit? Ons sal moet laat rym vanmôre. Ek kan nou al vir die antwoord sê, die skrif rym dit nie. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, my las is lig. Ons lees net tot sover saam met die Here se onfeilbare woord. Ek het toe ek hierdie gedeelte voorberei het ek by myself gedink, daar's geen mens wat dit wat hier staan sou kon versin het, sou kon uitgedink het nie. Geen mens nie. Niemand sou dit kon uitgedink het nie, want dit is goddelike wysheid. Geen mens wat nog ooit gebore is, se hart wil iets hoor of iets weet van byvoorbeeld 'n komende oordeel nie. Maar hier sê Jesus dit. Maar die mens wil dit nie weet nie. Die mens wil net hoor hoe salig hy is. En watter wonderlike mens hy is en watter paradys op hom wag. En die uiteindelike rus en vrede wat omtrent alle mense mos gaan smaak, is dit nie? Maak nie saak hoe onbekeerd hulle is nie. Almal het tog iets goeds in hulle, almal het tog iets moois in hulle. En God is mos die ene liefde, is hy nie? Met ander woorde, ek wil op die aarde my eie koninkrykie dien en na my dood wil ek salig wees. En God sal mos sorg dat ek daar kom. Sal hy nie sorg dat ek daar kom nie? Dis die evangelie volgens die mens. Dis die soort evangelie wat die mens wil hoor. Maar die Here Jesus kom in hierdie paragraaf en hy draai dit net mooi nek om. En daarom sê ek, dit is nie woorde wat Matteus of wie ook al sou kon uitgedink het hierdie nie. Want dit is nie uit die mens nie. Die Here Jesus sê in effek in die eerste paragraaf, sê hy, in geen onduidelike taal nie, sê hy, die grootste gevaar waarin 'n mens kan verkeer, is om omring te wees van God se genade, maar in verharding daarteenoor nog steeds nie te buig nie. So iemand sê hy is in gevaar. So iemand is soos iemand wat langs 'n fontein loop elke dag en dors bly, maar nooit 'n sluk neem nie. Dis wat ons kon noem, soos die tema sê, verwaarloosde genade. Dis nie iets klein nie. Jesus sê dis 'n pad wat gaan eindig in die helse straf, wat erger gaan wees as wat die destydse mense van Sodom en Gomorra ervaar. Kyk wat sê hy by vers 20. Nou oortuig jy jouself of ek reg sê. Hy sê, toe het Jesus die dorpe waarin hy, dit is belangrik hierdie, waarin hy die meeste van sy wonderwerke gedoen het hy begin verwyd, omdat hulle, met ander woorde, omdat hulle in verharding gebly het, omdat hulle nie bekeer het nie. Met ander woorde, hulle is blootgestel aan God se lig, blootgestel aan God se genade, en dit bring 'n heilige verantwoordelikheid op hulle, wat hulle nie volg nie. Want die Here Jesus doen die wonderwerke daar, die meeste wonderwerke daar in hulle midde. Hy bring die boodskap van die smal pad tot by hulle, maar in onboedvaardigheid bly hulle op die breë pad, en dit gaan hy lei, sê hy, tot 'n swaarder oordeel. Daardie dorpe waarvan hy daar praat, is die destydse dorpe waar Jesus die meeste van sy wondertekens verrig het. Met ander woorde, daai ouens het dit eerstehands beleef en verhard gebly en nie omgedraai nie. God se groot genade het met ander woorde deur middel van die Here Jesus se bediening daar in daai dorpe, het God se genade hierdie mense, sou jy kon amper sê, omring soos wat seewater, die rotse en die klippe wat binne in die see is, omring en oorspoel, maar hulle het binne in droog gebly, net soos wat 'n seeklip droog is binne, al is hy in die water die heeltyd. En daarom verwyd die Here Jesus hulle. Hy verwyd hulle. En hy sê, julle moet in sak en as. Julle moes, julle behoort, sê hy later in die paragraaf, in sak en as tot God gekom het.
Hier noem hy dit in hierdie vers wat ons gelees het, hierdie vers 20, praat hy van bekeer. Bekeer beteken dood eenvoudig om te draai. Dis wat dit beteken. Om te draai, ja, nie omgedraai nie. Kyk vers 21, hy waarsku hulle dat hierdie openbaring van God in hulle midde eis 'n reaksie, maar as jy onveranderd bly daaronder in jouself verhard, daarteen is dit 'n pad na die verderf. Hy sê elende, nou noem hy die dorpe se name. Elende wag vir jou Chorazin, elende wag vir jou Betsaida, as in Tyrus en Sidon, dit was twee heidense dorpe, as in Tyrus en Sidon die wonderdade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as, met ander woorde in absolute ootmoed bekeer het. Jy sien hoe daar, jy kan nie mis wat Jesus sê nie, nee. Jy kan nie mis wat hy sê nie. Daai Chorazin en Betsaida was twee dorpe in Galilea, of eintlik stede sê nou maar, waar die Heiland die meeste wonders gedoen het, maar hulle uiteinde gaan ellende wees. Kan jy dit dink? Hier loop hy, doen die wonders en dan sê hy, maar julle uiteinde, sien nie hoekom ek gesê het, hierdie is nie vir ons die mens nie. Hulle uiteinde gaan ellende wees, omdat hulle so bevoorreg was. Van bevoorregting tot ellende. Dis wat Jesus sê. Alhoewel vandagse mense sê, nee. Bevoorregting beteken saligheid. Jy hoor dit ook in baie kerke. Ek het in die boesem van die kerk groot geword. Ek is in die naam van die drie-enige God gedoop. Vandat ek my verstand het, was ek deel van die sigbare kerk van die Here. Nooit was ek iets anders nie. Ek het my ma hoor bid vir my. Ek het by my ouers self leer bid. God se woord het oor my gespoel. Beteken dit dan nie dat ek salig gaan sterwe nie? Jy hoor dit deesdae, nee. Maar in die kerke van vandag word nie die vraag gevra nie, daar word vir die mense gesê, jy sal salig sterf. En die Here as 'n antwoord op hierdie teologie is baie duidelik. Jy kan dit nie mis nie. Dit is baie duidelik. En dan voeg hy by, hy sê, vergeet van julle. Hy sê, as iemand van die heidense Tyrus en Sidon kom, wat glad nie van kleins af bevoorreg was nie, en hy hoor die evangelie, dan sal so iemand in sak en as bekeer en salig word. Dis baie ernstig, vriende. Kom ons neem 'n praktiese voorbeeld. Kom ons neem 'n dame met die naam van Rooikappie as 'n voorbeeld. Ek kies maar die naam Rooikappie, want daar's waarskynlik nie so iemand hier nie. Kom ons neem vir Rooikappie as 'n voorbeeld. Rooikappie verteenwoordig nou Chorazin en Betsaida, kom ons sê so. Nou kom ons bring dit in die moderne idioom. Rooikappie het in die genade bevoorregting van God se verbond, het sy groot geword. Sy was bevoorreg bo miljoene om gedoop te mag wees in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Maar diep innerlik bly sy verhard teen God se genade. Met ander woorde, uiterlik is sy in die genade. Innerlik is sy nog nie daar nie. Dis Rooikappie. En dan kry jy 'n ander persoon, dis 'n man, en sy naam is Klaas Fakie. Klaas Fakie verteenwoordig nou Tyrus en Sidon. Klaas Fakie het heidens groot geword. Hulle is al twee saam in dieselfde skool gewees. Rooikappie in daai stoeltjie, Klaas Fakie in daai bankie daar. Hulle was in dieselfde klas. Maar Klaas Fakie het niks gehad wat Rooikappie gehad het van kleins nie. Hy het heidens groot geword, sy ouers was ongered. Hy het sekulêr en wêrelds groot geword. Maar dan op 'n dag hoor Klaas Fakie die evangelie boodskap, die grootste wonderwerk ooit gebeur met hom, dat die blye boodskap tot sy ore kom en dit sny deur sy siel. En hy kom in sak en as na Christus toe en word 'n nuwe mens. Hy word 'n nuwe mens. Kan jy sien, dis presies wat vers 21 sê. Daarmee sê die Here Jesus nie dat niemand van Betsaida en Chorazin
tot redding gekom het nie, dat hulle almal rooikappies was. Hy sê nie dit nie. Hy sê nie dat geen rooikappies uit gemeentes en godvreesende ouerhuise tot saligheid kom nie. Natuurlik kom hulle. Dis God se hoofmanier om mense tot saligheid te bring, is deur en uit en van die verbondskring. Prys hom daarvoor. Maar wat Jesus sê is, hy sê daar is wel rooikappies uit Betsaida en Chorazin wat verhard bly te midde van al die bevoorregting wat hier rondom hulle is. En daar wag toekomstige ellende op hulle indien hulle nie betyds wakker word nie. Dis die rooikappies. Hy sê ook, Jesus sê ook dat bekering in sak en as vir beide die Klasvakies en die heidense van die heidense Tyrus en Sidon en vir die rooikappies van Betsaida en Chorazin noodsaaklik is. Vir beide is dit noodsaaklik. Die smal weg begin altyd by nederigheid en ootmoed. Dis die sak en as. Vir almal. Rooikappies en Klasvakies. Maar dan voeg die meester iets by. In vers 22, hy sê, daar kom verseker 'n eindoordeel. O, vriende, hoorie, dis 'n boodskap wat 'n mens vandag selde nog hoor in kerke. Jesus sê dit egter, hy sê, daar kom 'n eindoordeel, maak nie saak wie daaroor sê nie. En die rooikappies van Betsaida en Chorazin sal daar verskyn. Maak nie saak of hulle liggame lank reeds stof is nie. Hulle gaan daar verskyn. En die mense van Tyrus en Sidon wat nie Klasvakies geword het nie, wat nie in sak en as gekom het nie, gaan ook daar verskyn saam met die rooikappies. Maar vir die nie Klasvakies gaan dit draagliker wees as vir die rooikappies. Dit gaan draagliker, met ander woorde die rooikappies wat in die verbond groot geword het, nie tot redding gekom het nie, en dan die Klasvakies wat buitekant groot geword het, nie tot redding gekom het nie. Hier staan hulle albei voor die troon eendag. Dan gaan dit vir die wat minder lig van God ontvang het, draagliker wees, sê die Here Jesus. Kyk dit self, hy sê, in vers 22 sê hy, maar ek sê vir julle, vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeelsdag, kan jy sien hoe bevestig hy die oordeelsdag, gaan dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. Met ander woorde, die ewige straf en oordeel oor ongeredde mense, het sy rooikappies of nie Klasvakies, is proporsioneel tot die hoeveelheid lig en genade wat hulle ontvang het en waarteen hulle verhard het. As jy baie lig ontvang het en jy's daarteen verhard, is die oordeel swaarder. As jy minder lig ontvang het en daarteen verhard, is die oordeel draagliker, sê die Here Jesus. Waarom? Omdat God absoluut regverdig is, vriende. Vir die rooikappies wat om ongered te bly te midde van hierdie, hoe moet mense sê, hierdie dampkring, hierdie atmosfeer van die evangelie. En hulle bly daarin, hulle bly verhard. Vir hulle is dit 'n gevaarliker situasie as vir die van die Klasvakies wat ongered gebly het. Hierdie hele beginsel, ons het 'n paar Sondae gelede, ek kan nie onthou wanneer nie, 'n paar maande gelede, het dit ook opgeduik in 'n skrifgedeelte wat ons hier behandel. Toe het ek dit behandel. Ek gaan dit nie vanmôre dus hier behandel nie, maar hierdie hele beginsel van verdraagliker en minder verdraagliker straf word dwars deur die Bybel bevestig. Onder andere in Lukas 12:47 waar Jesus sê, dan uit die gelykenis, hy sê, die diensknegt wat die wil van die Heer geken het en nie klaar gemaak het nie, sal met baie slae geslaan word. Die wat het geken het. Nebukadneser in Daniël hoofstuk 4 was 'n heiden
en hy het niks geweet van die evangelie nie, en God was genadig met hom. Hy het hom kans op kans op kans op kans gegee, en toe kom sy seun Belsasar, wat sy pa sy hele geskiedenis geken het, hoe God met hom gewerk het, en Belsasar oortree net een keer. Hy neem net daai beker uit die tempel een keer om wyn te drink, toe skryf die muur, toe skryf die hand teen die muur, tekeli, meni, tekeli varsen. Jy's geweeg my boet, en jy's te lig bevind. Net een geleentheid. En toe Daniel dit verduidelik, toe sê Daniel vir hom die rede hoekom. Hy sê, dis omdat u geweet het, Daniel hoofstuk 5 meen ek, omdat jy geweet het hoe God met jou pa gewerk het. Die een wat nie weet nie, kans op kans op kans op kans. Die een wat weet, en nogtans daai beker vat in die afgodstempel. Toe skryf jy hand teen die muur. Jy's te lig bevind, my broer. Vriende, die waarskuwing is vandag nog net so vel soos in die tyd toe die Here Jesus hierdie woorde gesê het. In 2 Petrus 2 vers 21 verklaar die apostel Petrus, dan sê hy, dit sou vir hulle, in hierdie situasie, dit sou vir hulle beter gewees het, as dat hulle die weg van die Here nie geken het nie. As dat hulle dit, nadat hulle dit leer ken het, afgekeer het van die heilige gebod. En dan in die volgende paar verse, 2 verse, herhaal die Here Jesus basies, wat hy so pas aan die adres van Betsaida en Chorazin gesê het, herhaal hy dan in verse 23, 24, wanneer hy hom tot Kapernaum wend, en Kapernaum was volgens Matteus 4 vers 13, was Kapernaum sy tuisbasis. Met ander woorde, Kapernaum was die plek van waaruit Jesus sy rondreisende bediening uitgevoer het. Hulle was hoogs bevoorreg, bo al die ander dorpe en stede, en daarom het hulle gedink, as daar iemand is wat hemel toe gaan, is dit ons, man. Jy weet, ons is hier by die Here, jy weet, die Here woon hier onder ons. Kyk wat sê hy hier in vers, ons lees nou hierdie 2 versies saam, 3:24, hy sê, en jy Kapernaum, dink jy, sien hy wend hom nou tot die volgende, en jy Kapernaum, dink jy sal tot in die hemel toe verhoog word? Met ander woorde, jy so 'n oulike Christen, om nou in ons taal te sê, nee, jy gaan tot in die doderyk afdaal, want as in Sodom en Gomorra die wonderdade plaasgevind het, wat in jou plaasgevind het, toe ek by jou was, dan sou Sodom tot vandag toe bly staan het. God sou hom nie verwoes het nie. En dan vers 24, maar ek sê vir julle, vir die land van Sodom, sal dit in die oordeelsdag weer eens draagliker wees as vir julle. Vriende, mens kan nie hierdie woorde mis nie. Jesus het sy grootste wonderwerke in Kapernaum gedoen. Die genesing van die verlamde, die hoofman se dienskneg, Petrus se skoonmoeder, baie siektes en besetenis. Hulle het baie lig ontvang van God. Baie waarheid ontvang. Hulle was as het ware verhoog tot in die hemel, kan jy amper sê. Deur hulle voorregte. Omdat die Here Jesus so baie daar gewerk het. Het hulle begin dink, ons is God se spesiale stad, hè? Maar hulle was nie werklik in sak en as nie. Hulle was baie gewoond aan wonderwerke, maar hulle was nie gewoond aan bekering nie. Wat 'n vorm is van selfverheffing, is dit nie? Om te dink jy is reg met God omdat jy naby heilige dinge is. Mense het dit al gesê, vriende, in al die jare en jare van huisbesoek en gesprekke, ek weet nie, duisende, ek weet nie hoeveel nie. Ek het nou dag probeer uitreken hoeveel jaar, en ek kan nie eens dit onthou nie, maar in elk geval in duisende geestelike gesprekke het hoeveel mense al vir my gesê, maar ons reken dat ons reg is by die Here, omdat, en dan gewoonlik is dit iets soos, ek het so groot geword. My pa was 'n predikant, my pa was 'n ouderling. Dis altyd sulke tipe van redes, waardeur die Here 'n groot dik streep trek in hierdie gedeelte, is dit nie? Dit is wonderlik as jou pa 'n ouderling is en gered is, maar jy moet dit ook word. Jesus sê Sodom en Gomorra sou hulle bekeer het, as hulle net kon sien wat Kapernaum gesien het.
Met ander woorde, Kapernaum se sonde was dat hulle meer gesien en minder gereageer het. Hulle was geestelik selftevrede, maar dit was 'n sekere pad na die afgrond toe. En hy vergelyk hulle met Sodom, om te wys dat geestelike selfgerustheid 'n erger oordeel bring as grove sedelike sonde soos in Sodom en Gomorra wat hulle onskuldig was. Sodom het die breë weg van vleeslike lus bewandel, maar Kapernaum het die breë weg van, albei is breë weg, het die breë weg van geestelike verharding gekies. En daarom laasgenoemde lei tot 'n swaarder oordeel, ons het dit reeds gesê, jy weet dit, as die ander. Vriende, net in hakkies sommer, want mense vra baie hierdie vraag, wat is die sonde teen die Heilige Gees? Nou alles. En hier is die sonde teen die Heilige. Die seën is, die sonde teen die Heilige Gees is, hoor nou baie mooi, luister nou baie mooi. Die sonde teen die Heilige Gees is nie die verharding teen die lig wat jy van God ontvang het nie. Die sonde teen die Heilige Gees is om tot die einde van jou lewe met die verharding vol te hou. En so te sterf. Verstaan almal dit? Volgehoue verharding teen die waarheid. Hoor die woord wat ek sê. Volgehoue verharding teen die waarheid. Dit is die sonde teen die Heilige Gees. En waarom kan dit nie vergewe word nie? Want dit mis tot die einde van die persoon se lewe die Here Jesus. So eenvoudig soos dit. Hy hou aan daarmee. En ons het gevind, en ek weet nie of u weet wat ek van sê nie, u sal moontlik weet, maar ons het al gevind, en ek sien dit by myself, vriende, as jy nie handel wanneer God praat nie, dan vorm daar 'n eeld oor jou siel, en nog 'n eeld volgende week, en nog 'n eeld oor 10 maande, weet jy wat, hy raak later aan so verhard en dik, ek bedoel dit geestelik, hy raak so verhard en dik, daai callus, daai eeld, dat jy later niks meer hoor nie. Dit is 'n verskriklike gevaarlike posisie om in te wees. As die Here God praat, moet 'n mens antwoord in hemelsnaam, jy moet antwoord. Jy moet antwoord. En hoe meer 'n mens in die pad van gehoorsaamheid loop op die lig wat die Here aan jou openbaar, hoe sagter word jou siel. Hoe sagter word jy, en jy word ook sag teenoor mense. Dit kom uit buite toe. So, jy sien die beginsel gaan verder as net bekeer of nie bekeer nie. Dit is 'n beginsel hierdie waaroor ek nou praat. Die beginsel is, vriende, dat ons moet agslaan altyd op die Here se woord. Daarom moet 'n mens ook voorbereid. Ek het gister gesê, kom asseblief voorbereid, geestelik voorbereid na die erediens toe. Dis nie altyd moontlik nie, maar 'n mens moet so ver as wat jy kan, moet jy voorbereid gaan na 'n samekoms van God se kerk. Maar let net weer daarop. Die mense van Sodom en Gomorra en Tyrus en Sidon is nie dood nie. Hulle het nie opgehou bestaan net omdat hulle liggame verderf het nie. Hy sê op die laaste dag gaan hulle almal daar wees. Hy's eksplisiet duidelik daaroor. Hulle gaan daar wees. Die vraag is ten slotte waarom sommige mense so geweldig aanstoot neem wanneer hulle hierdie lering van die Here hoor en hulle daarteen verset. En waarom daar ander is wat van nature net so in verset is, maar dan inbreek en ootmoediglik die waarheid beginne omhels. Waarom is dit so? Waarom is dit so? En die antwoord is klink klaar uit die Here Jesus se mond. Hy sê, eerstens omdat die Vader van hemel en aarde hierdie waarheid vir sommige verberg. En omdat die Seun nie die Vader aan hulle bekend maak nie en hulle daarom verhard bly en hulle reken dat hulle slimmer is as God en beter weet as God. Dis van alle mense waar. 1 Korintiërs 1 sê, alle mense het van nature die wysheid van die wêreld. Alle mense weet van nature beter as God, vriende. Dit is hoe die mens in die wêreld ingekom het.
Die tweede is omdat die Vader, die eerste is omdat die Vader die waarhede verberg vir sommige, maar die ander is omdat die Vader dit wel aan ander bekend maak, en omdat die Seun die Vader wel aan hulle bekend maak, en hulle daarom versag en inbreek en buig, en hulle die posisie dan van klein kinders, sê die Grieks, aan die voete van die Here gaan inneem. Almal is van nature slim en geleerd, maar die aan wie die Vader dit bekend maak, hulle word dan soos klein kinders aan die voete van die Here, volgens sy genadige bedoeling, sê Jesus, volgens sy vrye welbehae gebeur dit. Sien die mens wat wik nie, dis God wat die deurslag gee, sê Romeine 9 vers 16. Hoe stel hy dit presies net soos wat ek het nou verduidelik het? Ek skuis ons nog nie die verse gelees nie. Maar ek het dit nou eers verduidelik en nou eers die verse, so dit is nou andersom. Maar in elk geval hier in verse 25, 26 en 27, hoe stel die Here Jesus dit presies? Jammer, ek het nou vir jou onreg aangedoen om dit nou eers te sê voor ons gelees het, maar nou verstaan jy wat ons lees. Hy sê 25 tot 27, hy sê daardie tyd het Jesus sê, ek prys U Vader van hemel en aarde, dat U hierdie dinge, dis die dinge van die voorafgaande paragraaf, verslim en geleerde mense, dis alle mense, verberg het, en dit aan eenvoudiges, dis klein kinders, sê die Grieks, bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. Ek dink die Grieks sê iets soos U vrye welbehae of iets. My Vader het alles aan my toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kan jy sien die soewereiniteit van God in dit alles? Die betekenis van hierdie verse kan nie wees dat die Here Jesus sê nie dat God die Vader die waarheid vir alle slimme geleerde mense verberg nie. En dat hulle daarom verhard bly en dat God dit vir alle klein kinders bekend maak nie en dat hulle gered word. Dit kan nie die betekenis wees nie, want dit is nie hoe dit is nie. Ons sien dit elke liewe dag, want dit sou beteken dat alle geleerde slim mense gaan verlore en alle klein kinders word gered. Dit is nie so nie. Wat beteken dit dan? Dit beteken alle mense is van nature slim en geleerd. 1 Korintiërs 1. Alle mense reken van nature dat hulle beter weet en beter is. Maar dis dwaasheid by God. As God die waarheid vir hulle verberg, dan gaan hulle slim en geleerd bly. Maar aan die slim en geleerdes aan wie God die waarheid bekend maak, gaan soos klein kinders word. Die klein kinders was ook slim en geleerd. Toe het God die waarheid aan hulle bekend gemaak en Jesus het die Vader aan hulle bekend gemaak. En toe word hulle soos klein kinders. Jy sien die totale soewereiniteit van God in hierdie gedeelte. Hy doen wat hy doen, God doen wat hy doen, vrymagtig, net omdat hy God is. Paulus sê vir Romeine 9, dit is soos 'n pottebakker die klei vorm. En die Seun Jesus is ook net so soewerein en vrymagtig. Hy ken die Vader van altyd af en hy maak die Vader bekend aan wie hy wil. Want die Vader het alles vir hom gegee. Die Vader het alles aan hom toevertrou. Daarom is Jesus die enigste weg en waarheid en lewe. En kan niemand hemel toe gaan buiten deur Jesus nie. Maar moenie vir een oomblik dink, vriende, dat God met die mens werk soos met 'n stok en 'n blok nie. Asof hy die touwtjies trek en die mens soos 'n marionet is wat beweeg soos God die touwtjies trek nie. Moenie dit dink nie. Dit is nie hoe God werk met ons nie, vriende. Die skitterende verrassing van hierdie hele gedeelte is daai uitnodiging in verse 28 tot 30. Dit is die verrassing waar Jesus dan omdraai en sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Wat uitgeput is. Oorlaai is deur die swaar juk van sonde en skuld. Kom na my toe, almal, sê Jesus.
Hy nooi almal sonder onderskeid om te kom. En indien almal na hom toe sou kom, dan sou almal rus vir hulle siele ontvang. En daai uitnodiging is baie ernstig bedoel. Let op dat die meester nie sê, Here Jesus gaan staan nie daar en dan sê hy, almal wat uitgeput en oorlaai is baie welkom om na my toe te kom om rus te vind, maar julle moet eers gaan vroeg en stry om uit te vind of die Vader jou spesifiek die waarheid wil gee. En wanneer jy dit nou uitgevind het, dan kan jy met graagte na my toe kom, maar ekskuus, daar's net nog iets, jy moet ook nog gaan stry en vroeg om te wete te kom of ek die Vader aan jou wil bekend maak. En dan as jy dit voel, dat die Vader aan jou die waarheid wil gee en dat ek die Vader aan jou wil bekend maak, dan kan jy met graagte na my toe kom. Dis hoegenaamd nie wat die Here Jesus sê nie. Glad nie wat die Here Jesus sê nie. God dank, dis nie wat die Here Jesus sê nie. Die Here Jesus nooi almal sonder onderskeid om na hom toe te kom. En almal wat kom sal rus vind. Dit is sy onomwonde belofte. Maar hoe rym 'n mens dit met die voorafgaande verse? Hoe rym jy dit? Hoe moet ons hierdie vrye aanbieding, hierdie vrye aanbod, hierdie vrye uitnodiging, hoe moet ons dit rym met God se soewereine vrymagtigheid waarmee hy aan sommige die waarhede verberg? Hoe moet ons dit rym? En die antwoord is dat daar nie 'n antwoord is nie. Nee, daar is 'n antwoord. Die antwoord is, vriende, dat dit, hoor nou mooi, dit is juis met die vrye uitnodiging waarmee God die waarheid aan slim en geleerdes bekend maak. Jy sien wat Jesus aan die einde sê, het ons al die verse gelees, ek is nie seker nie, nog nie gelees nie. Nou, kom ons lees, vers 28, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, my las is lig. Jy sien met hierdie paar verse, dit is hierdie wat ons noem vrye uitnodiging van die Here Jesus. Dit is die instrument wat God gebruik om in slim en geleerdes te werk en hulle tot klein kindertjies te verander, vriende. Die vrye uitnodiging is die instrument waarmee Christus die Vader aan slim en geleerdes bekend maak en hulle tot klein kindertjies verander, wat dan na hom toe sal kom om rus te vind. So wanneer ons na die wêreld toe uitgaan met die evangelie boodskap, dan gaan doen ons dit presies net soos die Here Jesus dit hier doen. Ons doen dit presies net so. Dit mag op die oog af lyk of daardie vloekende, skellende man asof hy een van die slim en geleerdes is vir wie die Vader die waarheid verberg en aan wie Christus nie die Vader bekend maak nie. Dit mag lyk asof hy een van hulle is, wel op daai oomblik is hy dit seker. Nogtans hou ons aan om vir hom te sê, meneer, jy mag na Christus toe kom en as jy dit doen, gaan jy sy rus vind. Want hy is sagmoedig en nederig van hart. En sy juk is sag en sy las is lig. Nie so swaar soos die sondejuk wat op jou is nie. Want jy sien, dis juist deur hierdie warm evangeliese uitnodiging wat dit God mag behaag om in daardie slimme geleerde man se hart te werk. Hoe God in sy hart of in harte werk, wanneer hy werk, waar hy werk, is nie ons saak nie, is nie my saak nie, is niemand hier se saak nie. Ons het niks met dit te doen nie. Dis God se saak. Ons saak en taak is om die uitnodiging onverpoos te laat hoor in die ore van alle mense sonder onderskeid. Almal. Jare gelede skrywe 'n vrou uit Amerika vir my, paar jaar terug, weet nie hoe lank nie, skryf vir my 'n e-pos om vir my aan te moedig om nie op te hou om die evangelie op die strate te verkondig nie. En sy motiveer dan nou haar aanmoediging, motiveer sy met haar eie getuienis van hoe God haar tot redding gebring het deur 'n openlig prediker. Sy sê omtrent 10 jaar tevore
was sy 'n student en daar was 'n openlig prediker wat op die universiteitskampus gepreek het, waar sy verbygeloop het klas toe. En sy het hom verag. Sy het omtrent nie gelei, 1 of 2 sinnetjies, maar sy het hom verag en gedink, wie gee die man die reg om sy simpel godsdienst en ander mense se kele af te druk? Sy sê, maar sy kon nie in die weke en die maande wat volg, kon sy nie ontslaa raak. Sy kon nie dit wat sy gehoor het afgeskit kry nie. Al was dit net 1 of 2 sinnetjies. Maar sy sê dit het soos 'n vretende, hier's haar woorde, sy sê dit het soos 'n vretende wurm in my binneste gaan sit. En ek kon dit nie afskud nie. Ek het probeer, maar dit het weer teruggekom en weer teruggekom en weer teruggekom, totdat sy 3 maande later op haar knieë neergesak het en na Christus die Here gekom het. En sy rus begin smaak. Hy wat sagmoedig is en nederig van hart, wie sy juk sag is en sy las lig is. Jy sien, God het die uitnodiging van Christus, wat sy gehoor het God as instrument gebruik, om haar as 'n slim en geleerde, tot 'n klein kindjie te verander. Laag aan die voete van die Here Jesus. En dit is presies wat Matteus 11, 20 tot 30 leer. Mag die Here hierdie woordbediening in ons lewens laat wortel skiet. Dan is dit moeilik. Moeilik om te luister na tegniese woord uitleg. Dit is nie maklik nie. Dit is moeilik. Maar mag die Here dit laat wortel skiet. Kom ons bid hom daarvoor en vra hom dit vir dit. Vader, U wat die woord gespreek het, Jesaja sê dit staan vir ewig. Neem wat ons gehoor het en plant dit diep in ons sodat die kaf dit nie soos kaf weggewaai word nie. Dat ons hier uitloop en weg is dit. Maar ons bid Here dat dit sal verrig wat God behaag. Doen wat God behaag. Here, ons bely soos wat die Bybel sê. Net God kan 'n nuwe hart skep. En net God kan die waarheid bekend maak aan 'n siel. Geen mens kan dit doen nie. En daarom, Here, dit is waarom jy ons juis bid, is omdat ons dit nie kan doen nie. Maar God kan. En ons van U afhanklik bly daarvoor. Om Jesus wil. Met danksegging. Amen.